susters, baie hartlik welkom, ook aan besoekers vanoggend. Kom ons dink nou daaraan dat ons nou 'n verklaring voor die Here gaan aflê. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat tot in ewigheid trou bly. Die wonderlike dan is dat die Here ons seën ook op hierdie verklaring. Deur die liturg, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 98, die eerste en die derde vers. Psalm 98, sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Die eerste en die derde vers. Ons doen vanoggend belydenis van ons geloof uit die geloofsbelydenis van Athanasius, die eerste gedeelte van hierdie geloofsbelydenis. Hierdie geloofsbelydenis het ontstaan vanuit 'n groot kerkstryd in die 4de eeu teen 'n ketter met die naam van Arius, wat die leer oor die drie-eenheid verwerp het. Basies dieselfde wat die Jehovah Getuies ook vandag nog steeds verkondig. En daarom die geloofsbelydenis van Athanasius, wat 'n sterk teenstander was teen Arius, wat hy dan ook opgestel het, of mede opgestel het, en ons bely dan vanoggend ons geloof in die drie-eenheid. Vir elkeen wat salig word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. As iemand dit nie heeltemal in ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is, ons moet die een God in die drieheid en die drieheid in die eenheid eer, sonder om die persone te vermeng of die wese te deel. Want die persoon van die Vader is 'n ander, die van die Seun is 'n ander, die van die Heilige Gees is 'n ander. Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid. Soos die Vader is, soos ook die Seun en ook die Heilige Gees. Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape. Onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun,
onmeetlik is die Heilige Gees. Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig. Nogtans is daar nie 3 ewiges nie, maar 1 ewige. Net soos daar ook nie 3 ongeskapenes of 3 onmeetlikes is nie, maar 1 ongeskapene en 1 onmeetlike. Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig. En tog is daar nie 3 almagtiges nie, maar 1 almagtige. So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God. En tog is daar nie 3 gode nie, maar 1 God. Net soos die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here. En tog is daar nie 3 Heres nie, maar 1 Here. Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke persoon afsonderlik God en Here te noem, word ons ook deur die algemene geloof verbied om 3 gode of Heres te bely. Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer. Die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie, maar gegenereer. Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie, maar gaan van hulle uit. So is daar dan 1 Vader, nie 3 Vaders nie, 1 Seun, nie 3 Seuns nie, 1 Heilige Gees, nie 3 Heilige Geeste nie. In hierdie drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie, maar al 3 persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk, sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die eenheid in die drieheid en die drieheid in die eenheid geëer moet word. Wie dus salig wil word, moet so oor die 3 eenheid dink. Kom ons antwoord, Psalm 81 vers 12. In Psalm 103, die 9de vers, sing ons oor die genade en die goedheid van die Here wat oneindig is, en juis hulle wat sy verbond hou, hom vrees en trou en bestendig sy verbond hou. Weereens die klem op die verbond vanoggend. Dit sing ons nadat ons geluister het na die Here se wet, Psalm 103 vers 9. Ons luister vanoggend uit Deuteronomium 5, voor dit net die opdrag van die Here in Deuteronomium 6, nadat hy die wet herhaal het in Deuteronomium 5, dan sê die Here in Deuteronomium 6 vers 4, die bekende woorde wat Christus ook dan aanhaal as hy die wet saamvat. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkosyne van jou huis en jou stadspoorte. Dit wat ons vir ons kinders moet leer, kom ons luister daarna.
Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n besittelike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God met 'n sterk hand en uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf, sy slavin, sy bees en sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Ons ewige en almagtige God, wanneer ons na U toe kom, kyk ons op na U, want hierdie wêreld is in 'n chaotiese toestand. As ons na alles kyk wat gebeur, dan weet ons, Here, dat in alles ons net kan vertrou op U as ons enige God. Want op mense kan ons nie vertrou nie. Daarom sing ons ook dat ons op prinse nie vertrou nie, maar alleenlik op U alleen. Wanneer ons na hierdie wêreld kyk, is daar soveel dinge wat ons bekommerd maak, ja. En daarom wil ons bid in die besonder vir wysheid en insig vir die wêreldleiers. Bid Here dat U vir hulle elkeen, of hulle in U glo of nie,
sal lei deur die Heilige Gees, want U lei ook die ongelowige. U het ook vir Nebukadneser gelei. U lei ook die ongelowige, hulle wat ook nie U ken nie, is in U hande, want alles word deur U beheer en bestuur. En daarom bid ons dat U vir hulle wysheid sal skenk deur die Gees. Dat U hulle woorde so sal maak dat dit diep oordentend sal wees. En dit sal wees juis tot die rustige lewe waarin hulle geroep is om ook die burgers van hulle lande ook te lei. Daarom bid ons vir wysheid in 'n oorloggetuisterde land, in 'n wêreld. Ons bid vir vrede, nie net in Afrika nie, maar in Europa, oral. En ons harte gaan uit na ons medegelowiges wat in die kruisvuur vasgevang is. Ons dink aan die kerk hier op aarde waarin daar martelare is wat ook vandag terwyl hulle van hulle geloof sterf, vermoor word, onthoor word. U alleen, Here, kan ook hulle in tye van nood ook bystaan. Bid vir die verkondiging van die evangelie oor die hele wêreld vandag. Gee dat U woord vertroosting sal gee. In die harte van mense rustigheid en kalmte sal gee. Vrede sal gee. En dat die evangelie van Jesus Christus, dat ons alleenlik gered kan word deur Hom, dat hierdie heerlike evangelie tog verkondig sal word, dat U dit ook sal sien, op watter wyse dit ook uitgedra word. Gee dat ons ook hier in Stilbaai lig sal wees wat helder sal skyn, om ook die suiwer evangelie ook hier te verkondig, sodat U naam verheerlik word. Dra dan elkeen van ons dink aan hulle wat siek is, wat vanoggend hier in die erediens wil wees. Ons bid ook vir ons medegelowiges in Heidelberg, dat U vir hulle ook daar sal dra en dat U ook hulle werk en arbeid ook daar sal seën, sodat hulle ook daar in lig sal wees. Bid vir elkeen in ons eie omstandighede. Here, seën ons tog, dra ons tog aan U groot liefde en genade. U ken ons hart, U ken ons kwellinge, U ken ons hartseer, U ken ons bekommernisse. Vertroos en versterk ons deur U goedheid, U liefde en U genade. En dit vra ons met die vergewing van ons baie sondes. Toe ons nou U wet gehoor het ons weer gespieël in U wet. En dit wat ons in opregtheid gesien het, was nie mooi. Daarom kan ons maar alleen pleit. Here, wees ons arme sondaars genadig, om Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Jesaja 49 vanaf vers 8. Jesaja 49 vanaf vers 8. Ons hoor so baie keer van die geloof, hoop en liefde van 1 Korintiërs 13. En ons ken dit. 'n besondere gedeelte wat ons seker al baie preke ook oor gehoor. Geloof, hoop en liefde. Volgens wil ek hierdie 3 woorde in die
besonder uit Jesaja toelig. Hoe dat Jesaja, ons teksverse, vers 14 tot 16, juis hierdie besondere 3 woorde van 1 Korintiërs 13 ook vir ons weer speel. Kom ons lees dan vanaf vers 8. So sê die Here, in 'n tyd van welwillendheid antwoord ek jou, op die dag van verlossing help ek jou. Ek sal jou beskerm, ek gee jou as 'n verbond aan die volk, om die land op te bou, om van verlate erfgrond weer 'n erfdeel te maak, om vir gevangenes te sê, gaan uit, en vir hulle wat in die donker is, kom tevoorskyn. Langs die paaie sal hulle wei, op die kaal hoogtes sal hulle weiding wees. Hulle sal nie honger of dors word nie. Die dor woestynwind en die son sal hulle nie tref nie. Ja, hulle ontfermer sal hulle lei, langs waterbronne sal hy hulle begelei. Ek sal al my berge in 'n pad verander, en my groot paaie sal opgevul wees. Kyk, hierdie mense kom van ver af, kyk, sommige kom uit die noorde en weste, en ander kom uit die gebied van Aswan. Jubel hemel en juig aarde, breek uit die jubelkrete berge, want die Here het sy volk getroos, om oor sy magteloses ontferm. Sion het gesê, die Here het my verlaat, my Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie? Selfs al sou hulle vergeet, ek sal jou nie vergeet. Kyk, op 2 handpalms het ek jou ingegrif, jou stadsmure is steeds voor my. Jou kinders kom gou, hulle wat jou afgebreek het, 'n puinhoop van jou gemaak het, hulle trek jou uit jou uit. Kyk oral rond en sien, hulle almal kom byeen, hulle kom na jou toe. So seker as wat ek leef is die uitspraak van die Here. Jy sal hulle almal dra soos juwele, soos 'n bruid sal jy hulle omhang. Oor jou puinhope, jou verwoeste plekke, jou vernielde land, lê ek 'n eed af. Jy gaan nou te klein wees vir al die inwoners, en hulle wat jou verslind het, sal ver weg wees. Die kinders waarvan jy beroof is, sal weer, terwyl jy dit hoor, sê, die plek is te beknop vir my, maak vir my ruimte, sodat ek hier kan woon. Jy sal in jou hart sê, wie het hulle vir my in die wêreld gebring, terwyl ek kinderloos en onvrugbaar was, 'n balling en 'n gevangene. Hierdie kinders, wie het hulle groot gemaak? Kyk, ek het alleen oorgebly, waar was hulle dan? So sê my Heer, die Here, kyk, ek sal na die nasies my hand ophef, na die volke my banier op hoog hou. Hulle sal jou seuns bring in die vou van die kleed, en jou dogters op die skouer dra. Konings sal jou voogte wees, en hulle prinsesse jou pleegmoeders. Gesig na die grond sal hulle diep voor jou neerbuig. Hulle sal selfs die stof van jou voete lek. Dan sal jy besef dat ek die Here is. Wie op my wag, sal nie beskaamd staan nie. Sal krygsgevangenes weggeneem word van 'n held, of gevangenes vrykom van 'n geweldenaar? Maar, so sê die Here, selfs gevangenes sal van 'n held weggeneem word, en krygsgevangenes sal vrykom van 'n geweldenaar. Teen hom wat met my jou die stryd aanknoop, sal ek self die stryd aanknoop, en jou kinders, ek sal hulle verlos. Ek sal hulle wat jou verdruk het, hulle eie vlees laat eet. Hulle sal dronk word van hulle eie bloed, asof dit soet wyn is. Alle mense sal besef dat dit ek, die Here, is wat jou verlos. Jou losser, die magtige van Jakob. Ons teksverse, Jesaja 49, vers 14 tot 16. Sion het gesê, die Here het my verlaat, my Heer het my vergeet. Kan 'n vrou haar suigling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie?
selfs al sou hulle vergeet, ek sal jou nie vergeet nie. Kyk, op 2 handpalms het ek jou ingegrif. Jou stadsmure is steeds voor my. Geliefde broers en susters, God se verbond wat hy met Abraham en daarmee met alle gelowiges ook met ons gesluit het, bly ons troos in alle omstandighede. En juist vanoggend met die doop van 'n verbondskindjie is dit nodig om weer op hierdie baie belangrike saak te wys. Want waar die leer van die verbond nagelaat word, waar die kerk nie meer sing oor die verbond nie, kom die dwaling van die verwerping van die kinderdoop baie gou na vore. En net soos die Here Abraham beveel het om verbondsteken aan kinders te gee op 8 dae, so kom die Here dan ook met die opdrag om die verbondsteken te gee aan ons kinders. Nie meer die Ou Testamentiese besnydenis nie, maar die doop wat in die plek van die besnydenis gekom het. En alles getuig van die onuitspreeklike liefde van ons Here. En nou kom Jesaja hier met hierdie klag. Hy gee die klag weer van Sion. Die volk van die Here is in ballingskap, in Babel. En nou sê Sion, die Here het my verlaat, my Here het my vergeet. En nou moet ons verstaan dat dit nie vreemd is dat die volk so dink nie. Hoe verstaanbaar is dit as 'n mens in aanmerking neem dat Jerusalem so lank in puin lê, verwoes. Die mooie tempel van Salomo met al sy pragt is verwoes en die kosbare inhoud is weggedra na 'n heidense land. Die huis van Dawid is diep verneder. Die profete se stem is stil. En juist daarom hang hulle siekers op langs die riviere van Babel en hulle skryf selfs 'n psalm daaroor. Lees gerus weer Psalm 137. Ons sou sê, maar hulle het 'n rede om te treur. En daarom ook deur die eeue was dit ook die klag van die kerk van die Here. Hoe het die kerk al gelei? Die kerk al verdruk? Is Christene gemartel, gedood, terwille van hulle geloof? Selfs vandag nog hoor ons van geweldige verdrukking, vervolging en moord op medegelowiges. Nou onlangs, verlede week in Sirië. In ons persoonlike lewe kom die klag van die gelowige as ons deur swaar beproewinge moet gaan, ernstige siekte beleef, die ouderdom ons aftakel. Dis 'n kreet van wanhoop en soms vertwyfeling in my smart, in my ellende, in my eie gemoed. En juist dan, vir mense wat deur swaar en diep dinge gaan, kom die Here ook in sy woord nie net tot Sion, tot Juda nie, maar ook tot ons. 'n Onuitspreeklike troos. En hierdie troos, soos ek reeds gesê het, wil ek koppel aan die geloof, hoop en liefde wat ons ook in die tema van 1 Korintiërs 13 kry. In die eerste plek sê ons teksverse, God se ontferming is veel meer as die liefde van 'n moeder. Eerste punt van liefde. In die tweede plek sê ons teksvers, God se nabyheid is ons tot geloofsversterking, geloof. En derdens, God se herinnering aan sy belofte,
sy verbondsbeloftes ons hoop. Liefde, geloof, hoop. In die eerste plek, God se ontferming is veel meer as die liefde van 'n moeder. En waar kom die taal van die Bybel nader aan ons harte, wanneer die Here in sy verbondsliefde sê in vers 15, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, haar nie ontferm oor die seun van haar moederskoot nie, selfs al sou hulle vergeet, ek sal jou nie vergeet nie. Dan sê, kan 'n moeder haar suigeling vergeet? Kan 'n moeder die kind wat uit haar gebore is, vergeet? Dit is onmoontlik om dit te dink. Ja, verlaat, ja. Dalk gee vir aanneming, maar vergeet nooit. En nou is die Here nie 'n mens nie. Hy kan nie vergeet. En dat hy sy volk nie kan vergeet nie, lê juis vas in sy ewige verbondstrou. Hy het 'n verbond gesluit, en daarom sal hy nooit hierdie verbond met sy volk verbreek. Hy het Abraham geroep uit Ur en met hom verbond gesluit. En die inhoud van hierdie verbond is dat die Here vir Abraham en sy nageslag 'n God sal wees. Daarom lei hy hulle met sy magtige dade uit Egipte, bewaar hy hulle in die woestyn, sit hulle in die beloofde land. Maar aan die ander kant, as die volk sondig, kom die ander kant van die verbond ook na vore. Hulle moet die Here dien, en as hulle dit nie doen nie, sal die tug van die Here ook oor hulle kom. En hier in Babel is dit presies wat gebeur, die gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Maar tug wys nooit op verwerping nie. Die feit dat die Here die volk in ballingskap laat gaan het, beteken nie hy het vir Israel verwerp, of dan in besonder die tweestammeryk Juda verwerp nie. Maar wys juis op sy liefde. Toegepas op die doop van vanoggend. Dit sal klein Adriaan ook moet leer, dat liefde beteken soms 'n paar houe op die bout. Tug is nooit wegstoot, maar tug wys juis op die nadertrek van pa en ma. 'n Kind wat sonder dissipline groot word, is 'n gevaar vir die samelewing. En so leer ons kinders ook met dissipline om groot te word en dissipline te aanvaar. En so kan ons as kinders van die Here ook weet, God se liefde hou ook in dat sy kinders ook getug word. Maar dit is 'n nadertrek uit liefde. Maar vergeet nooit. Die tweede punt, naas liefde, is geloof. Vers 16. Kyk, op 2 handpalms het ek jou ingegrif. Ons het die gewoonte om iets in ons handpalms te skryf wanneer ons nie 'n stukkie papier naby het nie, om ons te herinner aan 'n betrokke saak. En hoekom juist die handpalm? Omdat jy so baie met jou hande werk en daarna kyk. Daarom sal die aantekening jou ook dan herinner om iets te onthou. En nou sê die Here, ek grafeer jou in my handpalms. Jou naam is in my handpalm gegrafeer. Adriaan Rickert.
in God se handpalms. Hy's daar. Ons name ingegrif. Ons Here sal nooit sy verbondskinders vergeet. Hy is elke oomblik bewus van jou omstandighede. Hy is nie die ver af God nie, hy is die naby God. Die God wat vir jou omgee, die God wat vir jou dra, vir jou en jou kinders en jou nageslag. En om werklik te besef hoe God in sy handpalms ons grafeer. Moet ons kyk na die spykermerke in die handpalms van ons Here Jesus Christus wanneer hy hang, daar aan die kruis. Daar tap die bloed uit sy hande. En daar die bloed wat gestort is vir ons. Daar die bloed wat juist die prys betaal het vir al ons sonde. Daarom, omdat Christus se bloed gestort is, finaal gestort is, daarom is alle bloedige offers en bloedige tekens kan nie meer in die kerk van die Here toegepas word. Geen bloed nie. Mense vra, ja, hoe? Die besnydenis was 'n bloedteken. Maar juist daarom geen bloedtekens, geen offers. En daarom die wonderlike van die twee sakramente wat ons het, die doop en die nagmaal. In albei gevalle by die nagmaal waar die paaslam geslag is, die bloed gevloei het van die paaslam, is die nagmaal nie meer 'n bloedige teken nie, maar is die tekens brood en wyn. By die doop nie meer die bloedige besnydenis teken nie, maar die water as teken van die afwassing van ons sonde. En daarom hierdie bloed in die handpalms van ons Here Jesus Christus wat juis wys, sy bloed is vir ons gestort. En daarom kan ons daarin glo. Hy het ons losgekoop met sy bloed. Hy moes die vloek dra, die kruisdood sterf. En hierdie vloekhout wat hy gedra het, was so intens, so geweldig, dat niemand dit kan naspeur. En as Thomas dit nie glo nie glo dat hy uit die dood opgewek is nie, dan word Christus se hande juist die teken waarop Thomas moet glo. Thomas moenie ongelowig wees nie, maar glo. Kyk na my hande. Dit is die teken dat ek vir jou gesterf aan die kruis. Hierdie verskriklike oordeel wat ons Here Jesus Christus gedra het. En daarom kan ons dink daaraan dat dit wat Christus aan die kruishout en deur sy hele lewe gedra het, was die ontsaglike oordeel van die Here. Die beker wat Christus moes drink, was die oordeelsbeker. En daarom kan ons nie met 'n passiespel ooit probeer om hierdie geweldige oordeel van die Here te probeer naboots. Passiespel kan alleenlik kyk na die liggaamlike oordeel. Maar as Christus net na sy liggaam vir ons sonde gesterf het, dan kan ons ook mos aan 'n kruis vir ons sonde gaan betaal, net soos Christus. Ook met spykermerke in ons handpalms. Maar die diepte van Christus is veel dieper as net liggaamlik
Die diepte van die bloed is die oordeel van God. Die torenbeker wat hy moes drink. En daarby kan geen spel hier op aarde ooit naby hierdie verskrikking kom wat Christus beleef het. Diep ingegrif. Diep die merke van die ewige liefde van God vir sy verbondsvolk. Hoe onmoontlik dan dat hy ons sal vergeet. Ek het jou in my handpalms ingegrif. Ingegrif. Elke kind se naam. Elke kind kan dit weet. Want die teken van die verbond bevestig dit. Ek is gedoop. Ek is 'n verbondskind. Ingegrif in my Here se hande. En dit kan ek glo. Nou kom ons by die derde punt, die hoop, die liefde van die moeder, die geloof, dat ons in die handpalms van die Here ingegrip is. En nou die derde punt, God se herinnering aan sy belofte is ons hoop. Ons teksverse gaan verder en hy sê, jou stadsmure is steeds voor my. Nou lees ons sommer so maklik daaroor asof dit geen betekenis het. Maar hierdie profesie sien in die besonder dan op die tyd van die ballingskap, toe die stad en die tempel reeds verwoes was en in puin is. Sion se mure is 'n puinhoop, Jerusalem se mure. Die stad van Dawid, soos ons reeds gesê het, verwoes. Die mure van Jerusalem bied geen beskerming van sy inwoners nie. En vir soveel jare is daar geen plan gemaak om die stikkende mure van Jerusalem weer op te bou nie. En nou sê die Here vir Sion, daar in Babel, sê die Here, Sion se mure, hierdie stikkende mure, is voor my. Ek kyk daarna, ek het dit nie vergeet nie. Hierdie mure gaan weer opgebou word. Dit lees ons in Nehemia. Volk het weer teruggekeer uit ballingskap. Die Here het nie sy suigeling vergeet. En tog wys hierdie belofte van die mure van Jerusalem op veel verder. Na dit wat Johannes sien in Openbaring. Want hierdie profesie wys na die mure van die nuwe Jerusalem. Dit staan voor die Here, ingegrif in sy handpalms, die heerlik voltooide stad van God. Dis ons hoop. Ons hoop op die toekoms. Ons lewe gaan nie eindig op 'n hopelose einde nie, maar 'n eindelose hoop. Sy kerk se toekoms is vas en seker, wat die Here begin het vooruit tot 'n einde. En dis ons hoop, die nuwe Jerusalem, hierdie mure wat gedurig voor die Here is, die nuwe stad, waar ons saam met God sal woon. Dis sy belofte. Dis ons verwagting. Dis ons hoop. En daarom, broer en suster, is die doop vanoggend so 'n wonderlike bevestiging van God se verbondsbeloftes wat hy waar maak. Om hierdie 3 punte weer saam te vat. Hy het nie vergeet. Al kry jy swaar, al het jy pyn, al gaan jy deur moeilike dae, ja, net soos 'n moeder nie haar suigeling kan vergeet nie, sal jou Here jou ook nie vergeet nie. Nie sy verbondsvolk vergeet nie. Nie sy kerk vergeet nie. Nie sy kind vergeet nie. Dit is God se liefde. Maar ook die geloof. Hy het ons in sy handpalms ingegrif.
Hy dink aan ons elke dag. En die bloed in die handpalms van ons Here Jesus Christus gee ons die geloof. Die geloof dat al ons sondes vergewe is, omdat dit betaal is. En derdens die hoop. Die mure van Jerusalem. Die nuwe Jerusalem gee ons hoop. Hoop. Ja, die verwagting na hierdie lewe is daar iets veel beter. 'n Lewe by God. Vir ewig. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, o Here, vir die onsaglike troos wat ons vandag uit die woord kry. Soms is ons lewe so deurmekaar. Soms gebeur daar soveel dinge dat ons twyfel of ons ooit deur hierdie swaar moeilikheid en probleme kan kom. Dan kom jy vanoggend met hierdie heerlike troos, wat ons weer krag gee, wat ons weer laat opkyk. Hierdie lewe met nuwe ywer aanpak, want ons weet, waarheen is ons op pad. Die hoop op die ewigheid. Gee ons dan die krag om dit wat ons hier moet doen, ons roeping uit te leef, tot die eer van die naam. Sodat U naam ook in ons daad verheerlik kan word. Vra dit om Christus wil. Amen. Kom ons sing nou Psalm 91, die eerste en die 6de vers. Psalm 91, vers 1 en 6, die toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë. Hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. Die troos wat ons het van die beskerming en die bewaring van ons ewige verbondsgod. Ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hierdie week in met die wete dat sy seën ook met u is. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.